Op 'n stewige 204 meter lank staan hy en die geveg is aan die gang, die twee groot manne. En ons geen wag van Etienne Erasmus nie. Met 'n goeie hou van Etienne Erasmus, groot regterhou. Lyk nie asof dit vir Rian pla nie. Rian loop reg deur hulle. Rian het baie hardlik, ek het 'n goeie ken dit. Rian het 'n groot kanonhou wat hy daar gooi. En hy gooi Etienne gooi terug. Dis groot houe wat val hier, Sorrikus. En die volstryskop in die pens. Niemand daarvan nie. Geen dag nie. Groovy wat bietjie gaan net na die lyf. Ek sien hy gaan vir die liver kick. Dis 'n goeie hou. Genade. Maar Groovy lag dit af. En Etienne gee dit met 'n smile op sy gesig en hits vir Rian aan. Weet nie of dit 'n fout was nie. Rian se reach wat verseker help en daai regter van hom is 'n stuk lood. Goeie skop daarso van Etienne. Baie Daai goeie. skoppe gaan dividende betaal in die derde ronde. Sien Rian wat heeltyd afkyk. Ek dink hy wil 'n leg kick fake of 'n takedown fake en dan gooi hy daai regter kanon. Die flikkerling strap regs, kyk vir die been, skop hom in die kop. Ou graad 5 trick. Ou graad 5 triek. Ja, daar vang hom met sy graad 5 triek. En al twee manne land op dieselfde tyd. Rian lyk asof hy bietjie hoenderbene het op die stadium. As ek Rian is, sal ek bietjie werk aan die jab om net so bietjie weg te kry. Maar daai regter land elke tweede of derde keer. Ja, kyk hy vir die been en slat hom in die kop. Daai jab van hom wat hy meer moet gebruik ek. Maar die twee manne is moeg reeds hierso met 'n minuut en 20 sekondes om te gaan in die eerste ronde. So hoop ons hulle kan hierdie pas hou. Lyk of die fiksheid gaan verseker 'n rol speel. Met 'n agtervuisie. Baie goeie regter deur Rian. Hy slat hom met die agtervuis. Dalk is dit baie goeie skop. Die wind uit die seile uithaal. Rian se hande hang. Hy sien nie hy dink nie Etienne het genoeg poeier om hom uit te slaan nie. Daar's geen nood vir hom om sy hande op te lig nie. En daar's nog redelik baie tyd oor die manne gaan moet kop hou. Daai regter van hom gaan land. Hierdie ouens is 'n bietjie uit op die bene. Nou kan jy sien ons sit met twee moeg manne. Nou gaan die cardio 'n rol speel. Kyk wie die grootste tank en nog 'n groot hou van Rian. Mens besef nie altyd hoe lank is 3 minute nie. En hier is net ronde 1. Exactly. Daai volstryskop werk goed vir Etienne. Etienne is baie lief vir die volstryskop en ek moet sê dit werk. Dit al die wind heeltemal uit Rian se seile uit. Daai groot regters om wat baie stadiger nou val. Sy hande bly laag as hy gevang gaan word. Daai's 'n goeie hou. Wow. Nog 'n linkerhou van Etienne, maar Rian gee net nie op nie. Na het ons die eerste ronde in die boeke. Wat 'n ronde. Twee groot manne, nou nie terug nie. Yes. Ek dink nie daar het een van die manne 1-3 agtertoe gegee daai hele ronde nie. Ja nee, ek dink van nou af gaan dit interessant raak. Wat sê jy sê as jy veral Rian se hy het die reach voordeel, maar nie een van die manne wat belangstel om grond toe te gaan nie. Nee, dit lyk glad nie asof dit die plan is vir een van die twee nie. Dit lyk asof hulle besluit het hulle gaan in die middel mekaar ontmoet en appelswaai tot een val. Jy skryf dit nie meer nie, is wonderlik. Ek is baie dankbaar vir die strategie van al twee. Dit is die beste vermaaklikheids. Mense besef nie hoe moeilik dit is om die Engelse moves te translate in Afrikaans op die grond nie. Dis baie moeilik. Ek het al baie meer tyd daaraan spandeer in my bed as wat mense dink om te dink wat gaan ek dit in Afrikaans noem? Pensteen rug wurggreep. Pensteen rug wurggreep klink vir my soos die regte ene. Ek hoop die man het nou gerus. Rian lyk moeg. Ek dis albei is redelik moeg, maar dit is nie grappies nie. Dit is nie grappies nie. En ons klomp goed wat 'n rol speel daar binne. Die adrenalien wat net daar so is vir die eerste ronde en nou gaan hulle met dit. Nou kom reality in. Gaan nou neerkom op wie soek die meeste. Hulle gaan mekaar weer in die middel ontmoet. Die eerste ou wat 'n tree agter toe gee, gaan op die agtervoet wees vir die ronde. Kyk of Etienne gaan vir die ding is. Rian met hom inwag. Rian sê hy gaan nie die energie mors om hom in die middel te ontmoet nie. Kom kry my hier. Hy gaan daar's moeilikheid. Die ouwe Rian. Ek pas op vir agter die kop slaan. Hy word gewaarsku. Dit gee Rian weer 'n kans om op te kom. Maar Etienne doen goed om hom oor te rol. Etienne het heeltemal beheer. Etienne moet sy knieë nou opskuif tot onder sy elmboog sodat hy nie kan blok nie.
Nog baie tyd oor vir Etienne om te werk. Sal kyk of Rian die tegnieke het om hier uit te kom. Dis 'n moeilike posisie. Hy doen goed om sy boude uit te skuif. Hy gee sy Hy rug gee op. sy rug amper. En Etienne sê hy wil nie op die grond rondrol nie, Kom ons dankie. staan, kom ons dans. Kom ons dans. Dis nie waarvoor ek ingeskryf het nie, meneer. Ek het ritme. Daai regter as hy net kan land. Ek sal as ek Rian is, sal ek bietjie in die jab gooi. Daar slaan hy raak. Rian het so groot reach advantage, maar Ja. hy smother homself. Hy gaan so naby dat hy net sulke kort houe kan gooi. Ja, ek dink hy moet wegkom van die cage af ook. Dis weer daai die backhand. agterfysie. Press. Weer daai regter wat land. Daar's 'n goeie een op die trip switch. Linker, regter. Hy loop net in en gooi. Sal daarvan hou om te sien hoe hulle bietjie knieë slaan in hierdie situasie. Ja. Hulle mag hulle knieë gebruik na die lyf en na die bene toe, net nie na die kop toe nie. Rian word gewaarsku van die hok vashou. Hy druk sy nek heeltyd daar onder Etienne se arm in. Maar Etienne het nie die poeier om dit te finish nie. Goeie houe daar regter. van Rian. Rian het baie goeie hy kom Ja, baie sy beter die knie. tweede ronde. Knie. Hulle mag mekaar nie in die gesig knieg nie. Dit was 'n ongeluk en daarom nie so hard nie. Oef. Vir net 'n waarskuwing. En daar sy agterfysie van Etienne uit geleer by sy opponent. Ek dink agterfysie is my nuwe gunsteling woord. Die manne is moeg. Goeie houe daar so van Etienne. Etienne met 'n tweede asem kry, lyk dit vir my. Hy doen 'n bietjie bodywork, is my goed. Ek dink dit is 'n slim ding nou. Ek wou nou net dieselfde ding sê, dis 'n goeie taktiek. Etienne wat terugkom, baie En sterk. die uppercuts wat nou land. Rian, en die tyd is verby. Praat van ons eerste geveg wat die volle 3 rondes gaan lyk dit my of daarom by 3 gaan uitkom. Gered deur die klok daar so Baie op die maklik, einde. ja. Die lywe is nou moeg hoor. Die twee manne lyk nou moeg in hulle hoeke. Rian se hoek wat hard werk om hom weer vars te kry en reg te kry vir die derde ronde. Vir Cedric the Dominator Doyle in sy oor. As hy nou iemand is van wie ek 'n Rocky speech sou gehad het, is dit Cedric Doyle. Pas op. Ek moet wegkom van die cage af ook. Wat sê jou advies wees vir Rian? Hy was 'n bietjie op die agtervoet gewees die laaste paar sekondes. As hy Rian was, hy 'n bietjie meer afstand weerhou het. Hy het die langer arm, sy is die langer man Etienne met op 'n en tweede so 'n asem bietjie meer kry. afstand Die man hou is en moeg. op die goeie einde van sy houe te probeer raakslaan in steede van om dit kort te hou te Etienne maak met 'n tweede en asem kry, lyk dit om ook sy houe te land. 100%. Ek dink ook die ou wat nou onder beland is die ou wat die geveg verloor. Ek stem. Om die geveg op die vloer te kry is dalk nie 'n slegte taktiek van een van die twee nie. Ek weet nie of hulle sal kan uitkom. Wie is vir jou voor na die 2 rondes? Dit is baie moeilik om te sê. Die eerste ronde was baie moeilik om telling voor te hou. Tweede ronde het ek vir Etienne. Ek het ook vir Etienne tweede ronde. Eerste een is baie moeilik om te sê. Dit is baie moontlik dat dit 1-1 is. In die begin van die tweede ronde het Rian van my ingeklim, maar Etienne het baie mooi. Daai is nie wat hy wil hê nie. Daai is nie Dis wat wat hy wil hê nie. nee, daar land hy dadelik. Man, is 'n Lyk asof Etienne 'n tweede asem gekry het. thanks is Hy sal homself moet intelligent verdedig of die skeieregter sal dit moet stop. As hom hier op die grond kry, is hom moeilikheid. dis klaar. Dis klaar. En skeieregter Dwayne Meredith sê dit is genoeg. En ons het ons wenner Etienne Erasmus deur tegniese uitklop hou. Etienne Erasmus wat sy rondes maak.
as oorwinnaar. Hier sien ons groot ouens van Etienne Erasmus. Rian wat dit net nie meer kan vat nie, bietjie sy skouer en sy rug na sy opponent toe draai. Groot ouwe desperasie afvat van Rian af, maar skeieregter Dwayne Merritt het genoeg gesien en het gesê Rian verdedig homself nie intelligent nie en het die geveg gestop. Vir ons wenner Etienne Erasmus. 24 secondes in die derde ronde. Step facing. 20 secondes. Die man met die Chappies Japon en die Chappies uitstapbroek is die oorwinnaar. En hierso wag ons vir die aankondiging van Radio Raps. Die skeieregter die geveg gestop op 28 sekondes in die derde ronde vir die wenner met TKO Etienne Goofy Erasmus. Etienne, it's all right, bro. Etienne, ek wil jou so vinnig leen. Dit was 'n lekker van die begin af, jy het manne het hard gerol, jy het nig teruggehou nie. Al wat ek vir jou vra is gee van jou goofy lag, dan kan jy gaan rus. Dis hy. Cheers bro, lekker.